Hulle antwoord en sê die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, die donkie. En hulle lê hulle klere op die val en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Sal die klippe uitroep. My vraag vandag, klippe in jou lewe. Die klippe in jou lewe, my boet, my sis. My vraag is, wat maak jy met jou klippe? Vra jou buurman, wat maak jy met jou klippe? Nou, as jy 'n mooi klip gekry het, as jy 'n lelike klip gekry het, kom vervang hom met 'n ander klip. Maar ek daag jou uit om daar ergens daar in jou huis te gaan sit. Hoef nie weer 'n klomp mense te wees wat dit sien nie. Maar gaan sit daai klip daar neer. En selfs vandag besluit, gaan die klip dit moet uitroep, omdat jy die Here nie loof nie? Of gaan jy vir daai klip sê, jy kan nou maar stil bly, jy hoef nie uit te roep nie, want ek gaan die Here loof. My stem sal gehoor word. Ek sal God loof. Die skrif sê, as ek nie God gaan loof nie, daai klip sal moet uitroep. Hallo? So jy praat met daai klip. En jy sê vir daai klip, jy hoef niks te sê nie. Want ek het iets te sê vir my God. Ek het iets te sê vir my koning. Ek het 'n lof in my, wat ek gaan uitroep tot God. Amen. OK, ons sal so ergens vir u vra, of daai klip in die huis is. Maar dat jy met daai klip sal praat, asseblief. Dat jy met daai klip sal praat. Die fariseërs het gesê, laat hulle stil bly. En my boet, my sis, dis waar die godsdienst, die godsdienstigheid in ons, die godsdienstigheid in ons, die stem sal stil maak. Die stem sal stil maak. Maar wanneer ek regtig, volgens die woord halleluja, wat beteken uitbundig verspot verlief op God. Uitbundig verspot verlief op God. Dis as jy halleluja sê. Halal, wat nie die moslim halal is nie. En ja, halleluja, ja, wat staan vir Jehovah. Dis hierdie verspot, uitbundig verlief met 'n lof in my hart teenoor Jehovah. Dis die woord halleluja. En mag daai halleluja in jou hart, mag die halleluja in jou denke, mag die halleluja in jou emosies nie wyk nie. Dat daar nie in jou emosies 'n klip is, want as gevolg van waardeur jy gaan met jou emosies, voel jy nie om halleluja te sê nie, voel jy nie. Of vanuit oordenklikheid, of vanuit die goedjies wat jy beleef. Kom ons sê, noem dit angstigheid, noem dit uitdagings, noem dit wat ook al. Gaan sit nie in daai area van jou lewe 'n klip nie. En dat die klip gaan dit maar moet uitroep, want ek gaan dit nie uitroep nie. En ons sê dit nie met so gesindheid nie. Maar ek vra jou, kyk na die areas van jou lewe, laat Heilige Gees vir jou lei. Om te weet, is daar halleluja in elke area van jou lewe, in jou uitdagings, in dit wat jy moet doen, in die afsprake wat jy môre het, in jou finansiële situasie, is daar 'n halleluja. Want jy het 'n woord van God, want Jesus kom in daai situasie in, want jy glo Jesus gaan inkom in daai situasie, soos wat Jesus ingekom het in Jerusalem. Maar hy het gekom om die lam te wees. Hulle sê die betekenis van 'n koning op 'n donkie het te doen met nederigheid, het te doen met hy kom in vrede. Maar as die koning op 'n perd gekom het, dan was dit om met iets te deel, met autoriteit, met oorlog, om iets mee te deel. Maar Jesus het gekom op die donkie, want hy wou vrede bring as lam
wat geslag sou wees. Mag dit so wees vir my lewe, vir jou lewe, dat ons Jesus toelaat om 'n vrede te bring, maar dat ons opgewonde sal wees, die opdrag van opgewondenheid, die opdrag van blydskap. Nie waar emosie vir jou die opdrag gee nie waar jou toestand, jou uitdagings vir jou die gesag het om vir jou te sê, nee, daar's nie nou 'n halleluja in jou hart nie, daar's 'n frustrasie. En as daar frustrasie is, as ek, wat is die mooie woord vir muf? As ek muf voel, jy weet, ek voel nou, ja, los my net 'n bietjie uit. en daai tyd van los my net 'n bietjie uit, gaan gryp nie 'n klip en laat jou stem stil word. En eintlik moet die klip nou maar uitroep. Nee, dit gaan nie so gebeur nie in Jesus naam. Lukas 19:40 en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle as hulle swyg, sal die klippe dit uitroep. Dit gaan nie so gebeur nie in Jesus naam. Wat maak jy met jou klippe? 'n Klip wat nie my hart verteenwoordig nie. Kom ons sê daar's 'n klip wat nie my hart verteenwoordig nie. Jesegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En dit beteken ook, wat gaan in jou hart aan? Wanneer jy die evangelie hoor, wanneer ons praat, wanneer jy God se lof besing, wanneer jy die woord lees, oggend, aand, wanneer jy op die woord mediteer, wanneer jy daai skrifgie gememoriseer het en jy dink daaraan, wanneer jy met God praat, wanneer jy in jou kar is en sommer in tale bid of net besig is met die Here, wanneer jy die Here net sê dankie, sommer net dankie as 'n lewenstyl. As jy weer sien, dan sê jy dankie vir iets, dan sê dankie op jou lippe. Hoekom? Want daar's 'n hart van vlees. Maar as my stem stil is, as my stem praat oor die situasies, en my stem sê ek's negatief of ek voel depressief, net, ek sê moenie, ek sê nie ons moet, wat's fake in Afrikaans? Vals. Ek sê nie ons moet vals wees nie. Sit die feite op die tafel, maar jy eer die waarheid, jy eer nie die feite nie. Jy eer die waarheid bo die feite, die waarheid wat jou vry maak. Die waarheid sal uit jou mond nie wyk nie. En daarom sal die lof uit jou mond nie wyk nie. Hallo? Is ons met mekaar? Laat die dankbaarheid op jou lippe wees, laat die lof op jou lippe wees, want my broer, my sis, daarmee rig jy jou hart, daarmee rig jy, want as jy God groot maak, dan kom God en hy saai verwarring onder die vyand, wanneer jy God begin loof, jou strategie teen die vyand, wees versigtig dat ons nie so al die strategieë wil uitwerk teen die vyand, wanneer God wil sê, die stryd behoort aan my, the battle belongs to the Lord. En in daai situasie van jou, wil God nie met jou praat oor 'n strategie nie. Jy moet weet, in elke situasie, is dit hier waar ek op God moet wag vir 'n strategie, of in hierdie situasie sê Heilige Gees, loof my net. Want God gaan die ding net uitsorteer. Jy gaan nie voor daai vyand kom nie. Jy gaan nie voor hom kom soos wat Dawid voor 'n reus gekom het nie. Nee, daai vyande gaan mekaar vernietig. Daai vyande gaan een of ander gerug hoor en hulle gaan vlug. Maar dan maak ons onsself moeg met oorloë in ons hart en in ons gemoed en dalk met mense en situasies waar God nie wil hê ons moet betrokke raak nie. Daar moet net 'n lof en 'n dank in ons hart en in ons mond wees. Wanneer gaan jy dit hoor? Wanneer daar nie die klip in jou hart is nie. Nou baie keer sê ons, daar's 'n klippie hier in die hart, jy weet. Hier is so, en ons partykeer noem ons dit 'n ertjie, maar 'n ertjie, ek weet nie. Kom ons, daai klippie in die hart, laat hom toe. 'n Klip in die hart groei. Klink verkeerd, maar 'n klip in die hart groei. Hy word groter. As jy daai issue met daai persoon toelaat, dit gaan groei. Om vergewensgesindheid gaan bitterheid word, gaan selfregverdiging word, gaan oordeel word, gaan 'n ding word waar jy God nie toelaat nie.
So ek na die tweede keer wat die Here vir my sê, los medies en gaan fotos in die bediening, besluit ek gaan nie met die Here hieroor praat meer nie. Ons praat nou oor ander dinge, maar ek gaan nie weer vra om dit medies los nie. Dit was 'n maand, toe groei dit so ver dat ek besef, ek ignoreer God. Ek ignoreer nie net meer hierdie saak nie. Die ding het so gegroei in my, dat ek eintlik nou God ignoreer, want ek wil vir hom sê waarom hy moet inpas, maar hy kan nie eintlik met my praat oor hierdie saak nie. Ek het dit nie so gesê nie, ek het dit net geïgnoreer. Kom ons begin net in sekere areas God ignoreer om met ons regtig daaroor oor iets te praat. En daar's 'n klippie, en daai klippie gaan groot word. Hy gaan groot word. Hy gaan groot word. En op daai plek, as daai hart hard word, word dit eensaam. Word dit eensaam. Word dit, is ek gou sensitief, is ek gou on edge, is ek gou geïrriteerd, is ek gou frustreerd. As daai gou irritasie, gou frustrasie, gou ietsie met iemand daar is, weet net, daar's 'n hart van klip wat God wil uithaal, want daai klip hoort nie in jou hart nie. Hy is nie veronderstel om te praat nie. Hy is nie veronderstel om jou hart stil te maak nie. Maar hy maak jou hart stil as jou hart 'n hart van klip word. Maar hy begin, die duiwel is mos nie stupid nie. Hy begin met 'n klippie. Hy begin met daai dingetjie. Mag God jou help, mag God my help, want meer en meer in die kerk en die nasies gaan God dit van ons verwag. Ons gaan sy stem moet hoor. En hoe kan jy afhanklik wees van God as daar 'n hart van klip is wat hom nie kan hoor nie? Afhanklikheid beteken ek hoor hom en ek kies om te doen wat hy sê. Ek hoor hom en ek kies om te doen wat hy sê. Want die logika gaan verdwyn daar buite. Die logika van oorlog, die logika van hoekom nou dit, hoekom dat, hoekom hierdie oorlog, hoekom daardie situasie. Ja, daar gaan, dit is een dag en ewe skielik. Net omdat 'n klomp skepies nou nie deur daai see kan gaan nie. Hier is die wêreld beïnvloed met die reis, gaan die koste van alles. En ewe skielik is elke gesin geskit met hoe gaan jy jou geld hanteer? Hoe gaan daar nou kos wees? En ons gaan nou nie terug na die donkiekarre toe nie. Nee, dan gaan jy baie geld spaar. Maar wat wil ek sê? Dit kan net so 'n klein dingetjie wees en dit verander die wêreld. Hallo? Maar wat se stabiliteit het jy in jou? Die storm kom. Jy kan nie teen die storm bid nie. Daar storms wat gaan kom, jy kan nie teen daai storm bid nie. Maar wat jy dan moet weet, you will stand in shame that you built your house on the sand instead of on the rock. God wil wys die rots. God wil wys wie hy is en hy gaan dit wys deur sy kinders wat gaan staan in die midde van die storm, wat gaan staan wanneer alles crash, wanneer alles val. Gaan die wêreld kyk en nie verstaan hoekom kan daai kinders van God staan? Hoekom is hulle emosioneel stabiel? Hoekom het hulle nog hoop? Hoekom het hulle nog geloof? Hoekom oorreageer hulle nie? Hoekom? En die antwoord gaan wees, want hulle het hulle lewens gebou op die fondasie van wie Jesus is, die rots, the revelation of who God is. On that rock I will build my church. Wat is my Engels so tussenin vandag? Is ons met mekaar. My boet, my sis, bou jou huis op die rots, maar moenie dat daar 'n rots in jou hart kom nie. Want God wil nie op kliptafels skryf nie, soos in die Ou Testament. Dink dit is die volgende vers, 2 Korintiërs 3:3. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, waar ook al, in Bloemfontein, daar in die skool, daar by jou werk, daar waar jy beweeg. 'n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Jy sal sien, wanneer die woord gepraat word, wanneer die woord gelees word, en jou hart reageer, dan weet jy het nie 'n kliptafel nie, jy het nie 'n kliphart nie, jy het 'n vleeshart. Jy het 'n vleeshart.
wanneer jy die woord hoor en jou hart reageer, dan is daar 'n vleeshart. Anders dan sê, Here, asseblief, wys my hoe om hierdie kliphart uit te haal. Dis nie net 'n ding van, haal die kliphart uit en geef my 'n hart van vlees nie, Here. Dit is, Here, wys my hoe het hierdie kliphart ingekom, en hoe moet ek hierdie klip uithaal? Ek vergewe Jan, vergewe Piet, jy gaan na daai ou toe en jy vra dat hy jou vergewe, jy gee genade, jy ontvang genade, jy is nie te hard op jouself, jy is nie in performance teenoor jouself, as jy hard op jouself, dan gaan jy hard wees op ander. Vind jy dit moeilik om jouself te vergewe, dan gaan jy moeilik wees om ander te vergewe. Hallo? Hallo? Dis is nog hier. So strategie, jy moet strategie hoor, by Heilige Gees, oor hoe om daai kliphart uit te haal, sodat God kan skryf, sodat God kan skryf. Want as dit nie God is wat op 'n vleestafel skryf in jou hart nie, ongelukkig gaan iets en iemand anders te skryf. En jy sal die produk wees van wat omstandighede skryf op jou hart, wat iemand skryf wanneer hulle jou beledig het, wat iemand skryf wat jou seer gemaak het. Daai seer, hy word geskryf op die hart. En jou hart sal reageer op omstandighede, jou hart sal reageer op wat mense tot jou gedoen het, jou hart sal reageer tot jou eie performance van hoe jy hard is op jouself, want daar word geskryf, maar die vraag is, deur die Heilige Gees, of deur 'n demoon? Deur 'n demoon, of deur die Heilige Gees? Hallo? En dit is daai ding van, ek het dit al gehoor, of ja, dis nie of jy saamstem of nie saamstem nie. Dis of jy toelaat dat Heilige Gees skryf. Ek kan 'n sin sê, maar ek praat oor die woord, en die atmosfeer gaan oor, ons praat oor die woord, en God kom, en op grond van wat ek sê, kom hy my wys vir jou iets anders te selfs, en hy skryf dit in jou hart. Hallo? Ek wil amper sê, ek weet nou nie wat sit in Afrikaans. Dit is amper 'n trigger. 'n trigger. Weet jy, wat is 'n trigger in Afrikaans? Is sneller. Nee, dit klink vreeslik. Is sneller. Dis iemand sê iets en sê vir jou, ag man, jy is stupid man. Maar jy hoor nie, jy is stupid nie. Hallo. Toe daar gesê word, jy is stupid, toe hoor jy ander stemme van ander robbies wat jou herinner aan dit en wat vir jou sê, ja, want jy is so, ja, want jy is so, ja, want jy is so. En eweskielik kan daar baie stemme, en op grond van al die ander stemme, vat jy hierso, neem jy aanstoot en word hierdie hart nog meer harder. Hallo? Is ons met mekaar? So op grond van iets wat iemand gesê het, kom daar 'n klomp stemme rondom daai sinnetjie. So rondom hierdie sinnetjie wat ek nou sê, is daar veronderstel om stemme rondom jou te wees, maar dis die stem van die Heilige Gees. Dis die stem van die Heilige Gees. Maar hoor jy net die kliptafel, die letter van die woord. Die letter van die woord maak dood. Hoor jy net die kliptafel, hoor jy net dit praat nie met jou nie. Wanneer hierdie sin gesê word wat ek nou praat. En op grond daarvan, jy hoor nie wat Heilige Gees sê nie. Jy is nie daar wat Heilige Gees sê nie. Toe ek vir 'n maand moes stil bly, spesialist gesê het, jy kan jou stembande, wat so goed op die eelt of something daar op die stembande. En hulle sê, nodes, een van die nodes. Maar as jy kan jou stem permanent verloor. Mag nie een woord gesê het vir die hele maand nie. Goeie genigtig, dit was nog 'n belewenis. Maar daar het ek soveel moes leer hoe om God te aanbid vanuit my hart. Dat my hart kan fokus, dat my hart by God kan wees. Hoe ek hierdie lied sing, maar ek sing hom net met my hart. En die aanbidding in my lewe het soveel van dit verander. Toe ek moes leer om nou my gedagtes, ek het nou net my gedagtes in my hart, en die gedagtes in my hart, om God te loof.
Wanneer ek kan sing, is dit maklik. Ek sing die lied, maar my hart kan hier wees en my gedagtes kan daar wees. Hallo? Goeiemôre, is ons hier? Maar wanneer jy moet stil bly en jy moet net in jou hart sing, doen dit 'n keer of 2 of 3. Maar ons sing. Besluit, jy gaan nie die woorde vat nie, en jy gaan hoor, hoe sing jy daai lied met jou hart. Dag jou uit. Ons gaan nie daai klippe toelaat in die hart nie, nee. Amen. En dan deel jy jou hart met ander, en dan gooi jy eintlik klippe. Dan gooi jy klippe hier van die hart af, van die hart is dit met klomp klippe, nie meer nie, in Jesus naam. 'n klip wat nie oordeel nie, Johannes 8 vers 7, skryf hom so neer. 'n klip wat nie oordeel nie, jy het nie in jou 'n klip wat moet praat omdat jy die Here nie kan loof nie. Jy het nie in jou 'n klip wat jou hart verteenwoordig nie. Daar's 'n vleeshart waarop geskrywe is. Op jou hart is die woord. Derdens het jy nie 'n klip in jou wat oordeel nie. Johannes 8, 7. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. 'n klip op haar gooi. Ek wil begin om te sê, wanneer jy die woord hoor, kan jy daar sommer klippe op jouself gooi. As jy jouself oordeel, as jy nie jou vergifnis vat, as jy nie aanvaar hoe God jou genade gee, hoe God jou liefhet, hoe God jou omarm, hoe God jou nooit sal verlaat, nooit sal begewe nie, hoe God in jou glo, hoe God opgewonde is oor jou toekoms. Glo dit nie. En dit beteken nie jy glo niks, en dit beteken jy glo ander rabbies. Jy glo die teenoorgestelde. Jy kan 'n sin net vervang met 'n sin. Jy kan 'n waarheid vervang net met 'n leuen. Dis nie, ek glo nie die waarheid, so ek glo nou niks nie. Ek glo nie die waarheid, en nou glo ek niks nie. Is ons hier? As jy nie die waarheid glo nie, dan glo jy die leuen. Of jy dit nou wil of nie. Jy besef nie jy glo die leuen nie. Maar dit kan nie so werk nie. Mag God ons vrymaak. So vra die Heilige Gees. Heilige Gees, wat 'n leuen doen. Wat 'n leuns is daar wat ek glo. En hoe sê hulle altyd, 'n leuen is 'n halwe waarheid. So as die vader van alle leuns na Jesus te kom met 'n versoeking, en hy haal skrifte aan, maar buite konteks, dan sê dit so dat Jesus 'n leuen glo. Skrif buite konteks bring misleiding. Skrif buite konteks. Daarom my boet, my sis, leer ken die woord. Ek het 'n paar keer dit hier al gedoen, dan vat jy so klein swaartjie, né? Onthou julle dit? Party van julle dalk by kinderkerk onthou julle dit. So klein swaartjie, en dan staan hierdie groot ou hierso, dan kom jy, en dan veg jy nou hierdie, en die ou kan net vir jou lieg. Jy gaan hom dalk kielie, en dis wat jy gaan doen. Maar as jy daai ou 1,5 skriffies ken, dis nie net 'n beginsel, ek glo die woord nie. As jy nie die skrif ken nie, dan het jy geen swaard van die Gees in jou hand nie. Maar ken jy die skrif, dan is dit nie net ek ken die skrif nie, maar ek moet weet hoe om hom te gebruik onder leiding van die Gees. Want dis die swaard van die Gees, dis nie my swaard nie. My swaard, dan vat ek dit as my swaard en ek haal die skrif aan, jy gaan sny, jy gaan jou lewe sny, jy gaan anders sny, want die letter maak dood. Baie, die gevaarlikste wat op aarde, as dit hanteer word sonder die Gees. Die swaard van die Gees. Respek vir die woord. Jy raak nie aan daai woord, as dit nie saam met die Heilige Gees is. Amen. Ons is met mekaar. Mag God ons vrymaak. My sis, want daar's baie ouens vandag met swaarde, maar daai swaarde is soos musiele, né? Daai musiele en daai goedjies. Maar ek vra net, wie se hand is op die hand van daai een wat so oorlog maak? Is dit regtig die Heilige Gees? Is dit regtig God? Is dit regtig God se wil? So maak seker
Want ek en jy, ja, ons mesiele, ons skiet nie môre mesiele af nie. Maar uit hierdie mond, my boet my sês, nou dood en lewe uit die mag van die tong. Jy sal nie glo nie, maar daarin sê iemand dat daar gaan hierdie oorlog wees. Dis nie hulle dink in, daai president voel seker dat daar nou moet oorlog kom nie. Ergens is 'n woord gespreek en 'n nasie word vernietig. Maar môre gaan jy 'n woord spreek. Môre gaan die kerk 'n woord spreek. Maar as die kerk die woord kan spreek, die woord van God, it will not return void to God. Dit sal nie leeg terugkeer tot God nie. Wat is die waarheid wat neerreën op die nasies? Hoekom? Omdat die kerk van God nie te lui was om die woord te leer nie. Nie te lui was om te leer hoe om die swaard te gebruik saam met die Gees. Saam met die Gees, saam met die Gees. Die Gees wat jou leer hoe om die woord te gebruik. Mag dit so wees. Mag dit so wees. So asseblief, memoriseer nie die woord nie. Fariseer het die woord geken. Die eerste van ons is hulle het Jesaja gehad, wat so radikaal reguit geprofeteer het vir honderde jare in die toekoms oor wat gaan gebeur. Soos wat in die Nuwe Testament die 4 evangelies voor Jesus se dood nie eers daai detail so gegee is nie. Nie eers die 4 evangelies het dit so duidelik gesê soos wat Jesaja honderde jare voor Christus dit gesê het nie. Maar die Fariseer kon dit nie sien nie. Jesaja en Sagaria wat gesê het, jou koning kom op 'n donkie. Jesaja, daar is seker 5, 6, 7 plekke in Jesaja gaan lees, waar dit so radikaal reguit geprofeteer is oor die koning wat kom. Kan jy sien wat God vir jou het vir die toekoms? Wat het God vir jou en jou kinders? Wat spreek jy oor jou en jou kinders? Wat spreek jy wat God vir jou gesê? Of is daar niks wat jy spreek nie? So wie ook al wat wil spreek oor my kinders, laat hulle maar spreek wat hulle wil. Laat die omstandighede spreek oor my kinders. Laat die omstandighede spreek oor my kleinkinders. Laat daar 'n woord wees van wie ook al, van watter duiwel ook al, van watter omstandighede ook al, van watter emosie ook al in my kind of my kleinkind. Laat dit maar die woord wees oor hulle. Of waar staan jy? As jy glo in legacy, as jy glo in 'n erflating wat jy vir jou kinders en jou kleinkinders laat, 'n erflating wat jy vir jou familie, jou vriende, vir die gemeente, vir die bediening, vir ouens, hordes, honderde wat uitgestuur is van hier, wat jy vir hulle laat sien. Here, ek weet nie wie daai ouens is nie en watter land hulle is nie, maar ek spreek u genade, ek spreek dat hulle selflose lewe sal hê, waar hulle op U sal fokus, wat hulle sensitief in die gees sal wees, wat hulle afhanklik sal wees, dat hulle verskil sal maak, dat hulle die lig sal wees, die brief van Christus, trofee van sy oorwinning, ambassadeur van Christus, medewerker van Christus. Man, as jy nie al daai goed kry nie, kry daai skrif, sê Heilige Gees, wat spreek ek oor al die manne en vroue wat vanuit hierdie familie waar ek deel is van? Daai ouens wat uitgestuur is. Kry 'n klomp name. Julle weet, as ons van die verjaarsdae hierso praat, hoeveel van daai name ken julle? Hallo? Maar meer as die helfte van hulle sit in die nasies, wat hier gekom het vir 'n jaar of 2 of 3, en van hulle families, wat God vertrou vir deurbrake, wat God vertrou dat daar deurbrake sal gebeur. Madagaskar, ja, daai pastoor wat die 3 ou Vaders Home gemeentes geplant het. Maar nee, hier gaan hy na die suide toe, hy gaan nou na 'n konferensie toe, maar op so 'n motorfiets, Jaden het ook saam op daai motorfiets gery, die arme motorfiets. Maar hier gaan hy vir hierdie 4-5 ure op daai gruwelooslike pad, dat hy nou met die motorfiets na daai konferensie toe moet gaan. Hier, dit is eergister, kry ek weer 'n foto. En die band is pap, nou hier staan die motorfiets sonder 'n band. En hier staan helemaal langs die pad. En hier kom iemand verby, maar is iemand wat in een van hulle gemeentes is wat hom herken. En daar vat hy die band oruit en gaan. En die miracle, en die wonderwerk van 'n band wat nou weer kan werk, wat nou weer reg is, sodat hy nog 3 ure kan ry, daai selfde dag.
na die konferensie, en dit is nou maar net deel van die lewe. Hallo? Mag ons nie murmureer en teen mekaar sig in 'n oordeel kom. En eintlik in daai oordeel sit jy daai klip in die hart. Jy sit daai klip in die hart. Hey man, daar's klippe, hy moenie naby jou kom nie. Daai klippe is daai klippe wat Jesus sê, gooi dit neer. Die een sonder sonde. Gooi die eerste klip. Maar pas op vir die klippe wat jy in jou eie hart sit, die klippe waarmee jy jouself seermaak. Nee, dit gaan nie meer gebeur nie. Dit gaan nie meer gebeur nie. Amen. Wat maak jy met jou klippe? 'n Klip in die naam van die Here. Hierdie ken julle duidelik ook. Daarop neem hy, Dawid, sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. In die volgende skrif. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Jy het nie die volk uitgedaag nie, jy het nie hierdie koning uitgedaag, jy het nie my uitgedaag nie, maar jy het God uitgedaag, want Dawid weet wie met hom is. Dawid weet wie hy is. En ongelukkig, in die verlede, nooit meer in die toekoms nie, kyk ons na wat is my vermoë teenoor daai. Ongelukkig kyk ons dan, ek het 'n klip, en dis wat al die ander gesien het. Hulle het gesien, Dawid, nee, goeie genagtig. 'n Slingervel met 'n paar klippies. Met 'n paar klippies. En daai man, kyk na wat hy het. Jy kan jou oë oopmaak. En selfs die koning met alle verantwoordelikheid sê, jy kan tot my wapenrusting vat. Jy kan my swaard vat. Jy kan alles vat van die een wat die hoogste, die grandste, die mees effektiefste wapenrusting wat daar kan wees. In daai nasie kan jy vat en dit gebruik teen die vyand. Dis veronderstel om, as jy 4 breinselle het wat werk, dis veronderstel om te sê, ja, dankie Saul, en daar gaan jy. As jy enigstens 'n vorm van verantwoordelikheid in jou kop het. Nee, ek dankie, koning, maar nee, dankie. dit wat die beste is, in wapenrusting teen die vyand, nee. Want ek ken die grootheid van my God. En kom ons wees nie super spiritual nie. Want aan die einde van die dag het jy nie net daar gestaan nie, maar jy moet God se strategie hoor. Daai strategie was slingervel en klippies. Maar wat is die klip van 'n wonderwerk in jou lewe? Wat is daai klip in jou? Gee hom 'n naam wat die Goliat gaan laat val. Wat is nie hierdie vieslike klip in die hart wat jy moet hom uithaal. Daar's nie 'n klip in jou hand om ander mee te gooi nie van godsdienstigheid. Maar te veel het ons daai ding gedoen in die verlede, nooit meer in die toekoms, wat die klip opgetel kan word met 'n opinie. En met 'n opinie kan ek sê, jong, daai ouens is daai, so en daai politieke party is so en ja's nie meer hoop in die land nie en daar's ons nie 'n toekoms nie en almal is net korrup. En al die duiwel sê saam met jou, ja, almal is net korrup. Want dis die grootste klomp nonsens wat 'n ou praat, as jy nou gaan sê, almal is korrup. Ek wil nie sê dis gek nie, maar dit is seker. Hallo? Want God het oral hulle Josef, God het oral hulle Daniel, hy het oral daai Daniel, hy het oral daai Josef. Hallo? En dis nie, wie gaan die koning ontroon? Wie gaan die nuwe president? As ons die regte president het, dan gaan die dinge gebeur. Weet jy, God se planne het gebeur vir sy volk. Toe Farao al die pad aan bewind was. Maar daar was wat geweet het wie sy God. En toe almal vir hom wil sê, joh, jy weet maar fantasties. Fantastiese klomp goed. En jy het antwoorde. Het was, nee, ek het nie antwoorde nie. Maar daar's 'n God wat die antwoorde gaan gee. Daar's 'n God wat die antwoorde ken. Hallo? En as daai man in parlement is, dis al wat ek bid, dis al wat ek sê, dis al wat ek vertrou. Vir wie ook al jy gaan stem.
Begin ten minste net bid, dat daar sal 'n Daniël, daar sal 'n Josef wees, dat as hy sy mond oopmaak, is die wysheid van God daar, die vrees van die Here kom op daai parlement. En 'n besef, en daai ou se mond is stil, wat iets teen dit wou sê, en hy kan dit nie sê nie. Ons het net daai een ou nodig, ons het net daai een ou nodig. God soek net daai een man, hy soek net daai man wat hakkel, wat 'n ander ou doodgeslaan het. So hy's nie die geskikste ou nie, glad nie. Hy gaan terug as 'n moordenaar, wat hakkel, wat weggehardloop het. God soek daai man. Daai man gaan die man wees wat teen die slagorde staan van Egipte. Teen die kragte, teen die wonderwerke, teen die mag wat hierdie Egiptenare het vir oor die 430 jaar. Wie soek hy? Sal dit jy wees, wat so genoeg respek het vir God, dat jy bereid is om sy strategie te volg. Môre gaan jy, en vir die res van hierdie jaar, en vir die volgende dekade, en vir die seisoen wat voorlê, gaan jy in die naam van die Here, gaan ek in maandag in. In hierdie week gaan ek in die naam van die Here. In die naam van die Here, saam met die God van die slagordes van Israel. Kom ons gesê, ek gaan in hierdie week, in die naam van die Here, alright, die wat 'n mond het, wat bereid is om die woord te praat, kom ons probeer dit regtig, en daai arrogansie gaan in Jesus naam. In hierdie week, gaan ek in die naam van die Here. Mag dit so wees, my broer en my sis, mag jy weet dan wat die Here sê. Mag jy weet dan wat die Here sê. Hallo? So ek weet nie hoekom hy 5 gevat het nie. Nommer 1, as ek reg verstaan het gewerk, die eerste klip. Maar ons sal vir hom vra eendag. Dit lyk vir ons asof dit die eerste een was. Maar al wat ek sê, kyk nie na daai klippie nie. Jou vermoë. Daai klippie, jou vermoë. Wat is hierdie klip? En daai spies en daai lans en daai verskriklikste vermoë van daai Goliat. Wat is hierdie klippie? En miskien as jy daai klip gaan neersit, eerstens sê jy vir daai klip, hey, jy gaan stil bly, want ek gaan die Here loof. Ek gaan die Here loof. Jy hoef nie uit te roep nie. Jy hoef nie Hosanna uit te roep nie, want ek gaan dit uitroep. Jy het nie 'n demoniese stil bly wanneer die woord gepraat word, en wanneer jy jou opinie kan praat, of wanneer jy kwaad is, of wanneer jy iets te sê het, of wanneer jy opgewonde is, dan het jy baie om te sê, maar wanneer die woord gepraat word, dan is jy stil. Laat die klip maar uitroep. Nee, dit gaan nie meer so wees nie. So daai klip, jy gaan stil bly, want hierdie hart gaan die Here loof. En daai klip, jy kom sit nie in my hart nie. Daai klip, jy kom sit nie in my hart nie. Jy praat met daai klip, man. Weet nie of ons mense siel kan noem nie, maar jy praat met jy sê vir daai klip, jy kom sit nie in my hart nie. Geen verhouding, geen opinie, geen wat ook al, gaan maak dit, jy word nie 'n godsdienstigheid hier in my hart nie. Want op hierdie hart gaan net God deur sy gees skryf. Die gees van God gaan op my hart skryf, maar die duiwels gaan op jou hart skryf as die klip in jou hart is. Hallo? En derdens, hierdie klip is 'n geleentheid in jou hand. Hy is nie daar om ander te gooi nie. Hy is 'n geleentheid in jou hand om te staan teen Goliat. Dis al wat jy daai klip gebruik om te gooi. Is teen die vyand. Is teen die vyand. Maar nie teen mense nie. Is ons met mekaar. Halleluja. Laaste een. 'n klip in plaas van brood. Okay, ek dink ons ken hom. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat sê ons? Weet jy, God se voorsiening tot jou kan net so wees. Net môre. Jy loop daar uit en daar is elke klip daar so in die tuin is, ek kan nou nie sê McDonald's burger nie, want daai goeders is ongesond. Nee, Marlene? Ja, daar sê. Al die klippe is ongesuurde brode. Daar sê. Hallo?
En God se voorsiening kan net so wees. Dit kan net so gebeur. Maar dis nie God se eerste. Dis nie God se wil. Dis nie God se prioriteit in jou nie. God wil hê jy moet verstaan hoe jy leef vanuit die woord. Wat jy die woord eet. Die woord van vergifnis, die woord van genade, die woord van nederigheid, die woord van afhanklikheid, die woord van Here, wat is die plan vir my lewe, die woord van lof, die woord van dankbaarheid. Jy eet dit. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Is eerstens, gee ons dit wat ons nodig het. Eet die woord, sê die skrif op 'n klomp plekke. Eet die woord. En dan sê Here, ek kan sonder daai brood klaarkom, maar ek kan nie sonder u woord klaarkom nie. Kom ons sê ek kan sonder brood klaarkom, kom. Maar ek kan nie sonder die woord klaarkom. Jy kies daai afhanklikheid. Jy kies daai afhanklikheid. Goeiemôre. Wat ek sê, jy kan sê ek wil afhanklik wees, dan eet jy die woord. Dan eet jy die woord. Nou is ons met mekaar. So jy sê vir daai klip, jy gaan nie 'n brood word nie, maar ek gaan die woord eet. Ek gaan die woord eet. En volgens die woord sal God voorsien. Die skrif sê, God is mos 'n goeie God, hy sal voorsien. Kom ons vat die laaste skrif. Bid vir julle sal gegee word, soek julle sal vind, klop vir julle sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee? Aan hom 'n klip sal gee. Wat sê hy? Wat sê hy? Omdat God 'n goeie God is, sal hy vir jou voorsien. Hy sal vir jou voorsien wat jy nodig het. Maar die vraag is net, weet jy hoe om die voorsiening te ontvang? Weet jy hoe om die voorsiening te ontvang? Hallo? Daai voorsiening is dalk toegemaak in een of ander boks met 'n sleutel. Een of ander kas met 'n sleutel. En die sleutel is afhanklikheid. Die sleutel is om te vra, om te verklaar dat jy afhanklik is. Die sleutel is dat jy eerstens die woord eet. Soek die koninkryk, die res sal volg. Dis nie 'n triek nie, dis 'n beginsel. Dis nie 'n triek nie, dis 'n beginsel. Is ons met mekaar? Is ons met mekaar? En hoekom gaan God voorsien? Omdat hy 'n goeie vader is. Wat 'n aardse vader, as julle vaders wat dan sleg is, sê die ander evangelie. Julle vaders wat dan sleg is, weet om goeie dinge aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer? Sê jy Vader God is 'n slegte vader, dan asseblief stres oor jou finansies. Stres dat daar nie genoeg gaan wees nie. Dis menslik, ja. Dis menslik. Maar gaan sit daai emosie neer en sê, my Vader is 'n goeie vader. My God is 'n goeie God. Ek gaan nie 'n vraagteken oor dit sit, of God 'n goeie God is nie. Wat sal voorsien? Maar ek moet weet, wat, waar, hoe, en die Here sal voorsien. Ek praat nie van prosperity teaching, ek praat nie van dit maak van die woord 'n triek nie. Geen vir jou sal gegee word, jy weet. Kom ek gee my volletjie weg en ek vertrou vir 'n Ferrari. OK, want ek moes nog gesaai. Ja, die skrif sê, toets my. Toets my of ek waaragtig is. Toets my of ek getrou is. Nie toets my of ek volgens elke dingetjie, soos wat jy hierdie dingetjie neersit, dan gaan die Here daai dingetjie neersit. As jy hierdie dingetjie neersit, gaan die Here daai. Hy is nie 'n ATM. Hallo? Maar toets my karakter. Toets my of ek 'n goeie God is. Toets my of ek 'n goeie vader is. En jy sal sien ek is. Maar eer my beginsels. Hê respek vir my beginsels. Hallo? Is ons met mekaar? So my broer, my sis, ons kan 'n woord hoor, want God kan van die klippe brode maak. En jy kan vertrou vir die wonderwerk dat die klippe brode word, want dit is skriftuurlik. Hy skrif aangehaal. God het die vermoë om van die klippe brode te maak. En jy kan daar stop. Jy kan daar stop en daarvoor vertrou en dat dit bid en dit jou lewe lank
soeg en sweet dat daai klippe sal brode word, want jy weet God is 'n God van wonderwerke en God kan dit doen en ek eer die Here dat hy kan dit doen en dankie Here dat hierdie klippe brode sal wees, maar jy die woord nie in konteks nie. Jy sit met 'n klip en jy bid dat die klip 'n brood moet word, want jy daai skrifgie. Maar wat het God vir jou gesê? Wat is sy hart oor jou lewe? Wat is sy hart vir wat jy moet doen? Gaan eet die woord, gaan soek nie eers in die woord net 'n antwoord van wat jy moet doen nie. Gaan soek nie net 'n woord sodat jy weet, wat is die oplossing? Wat is die oplossing vir my situasie nie? Gaan sit net en eet die woord om die woord lieflik is. Omdat die woord jou skat is. Omdat die woord daai liefdesbrief van jou Vader is. Omdat die woord vir jou gaan laat verstom staan oor wie is hierdie God? Wie is hierdie God? Kry 'n liefde vir die woord. Vra Heilige Gees om vir jou lief te maak vir die woord. Kom ons sê Heilige Gees, maak my lief vir die woord. Hy sal vir jou daai honger gee. Hy sal vir jou daai honger gee. Salig is hy wat honger en dors na geregtigheid, en hierdie is die geregtigheid, die reg. Al wat jy reg het is die reg wat jy het is deur die woord. Deur die gesag van die woord het jy 'n reg. Buite die woord het jy geen gesag. Het jy geen reg behalwe deur die woord wat God deur die woord gesê het. As jy hom aanneem, sal jy my kind wees. Dit was die eerste keer in jou lewe toe jy die gesag van die woord gevat het en geglo het. Ten spyte van wat se gemors jy aangevang het. Dat daar net dit in jou wakker geword het dat ek's 'n kind van God. Ek's 'n kind van God. Want God het so gesê. Wat het gebeur? Jy het die gesag van die woord gevat. Jy het die gesag van die woord gevat, my broer, my sis. Hallo? So kom ons kyk, kom ons vra die Here. Wat maak jy met jou klippe, my broer, my sis? Gaan weer deur hierdie goed asseblief. Wie wat nie neergeskryf het nie, asseblief luister hom op die Father's Home Channel, YouTube. Maar gaan sit neer en gaan kyk sommer in die woord na nog 10 ander voorbeelde. Sê Here, praat met my verder oor klippe. Praat met my oor wat se klippe is in my lewe. Praat met my waar ek baie keer mense gooi met klippe. Waar? Nie voor hulle staan hulle met 'n klip gooi nie. Maar met 'n klip gooi hier in die hart, met 'n klip gooi hierso oor my lippe. Waar ek op 'n ander plek is, waar ek met iemand praat, waar ek oor iemand skinder. Met 'n klip gooi met dit wat hier in my hart is. Praat met my oor daai goed, Here. Wys vir my u strategieklippe om teen daai Goliat te kom in die naam van die Here. Wat is daai slingervel met daai klip wat jy het in die naam van die Here? That will shame the enemy. Goliat he was shamed. Daai klomp Filistyne saam met hom, they were shamed. Dit was skaam. Hoe is dit dat julle 'n hond na my toe stuur? Wat dink julle van my eer, wat se respek het julle vir my as Goliat? Want julle so seentjie na my toe stuur. Ten minste jy respek vir my en stuur 'n oordentlike soldaat. You can shame the enemy met daai klippie, daai slingervel, based on your experience with God. Gebaseer op die feit dat jy jou God ken. En jy weet, jy het getuienisse in jou lewe. Wat het God met die leeu gedoen? Wat het God met die boeier gedoen toe jy die ou stupid skaap wou beskerm? Wat het God gedoen? Toe jy wou getrou wees teenoor jou pa wat gesê het pas die skape op, nie omdat jy verlief was op die skape nie. Hallo. Maar omdat ek in getrouheid sal staan ek in die naam van die Here en jy gaan getrou wees in die naam van die Here. Goeiemôre. Is ons nog by mekaar? Ek vra jou, mag die Here jou vrymaak, mag die Here my vrymaak. Ons gaan die Here nou loof. Ons vra dit, Pieter hulle vorentoe kom. Ons gaan die Here loof en ek vra dat jy vanuit jou hart sal besluit, hoe gaan jy God loof? Ek wil jou regtig uitdag, gaan sit daai klippie daar. As dit hier moet wees, ek sal vir jou een gaan koop. Maar, nie ring nie. Wat ek sê, gaan praat met hy ding. Gaan praat met hy ding. En laat Heilige Gees met jou praat.
Laat die Heilige Gees met jou praat. Jy sal nie glo in die Ou Testament, ons is nie Ou Testament nie. Maar hoeveel gedenkklippe moes hulle daar neersit en hoe moes hulle onthou, hulle het gedrink vanuit die rots. Hoekom het God soveel simboliek gebruik? Hoekom het God so 'n klomp simboliek gebruik? Want hy het nie geweet wat om met sy tyd te doen nie, as ek arrogant praat. Maar as God simboliek gebruik het, kom ons onthou, as hy simboliek gebruik het, dan is dit heel moontlik so dat selfs vandag wil hy simboliek in jou lewe gebruik. Amen. Sit nie een of ander afgodsbeeld daar nie. Maar laat God toe om kreatief simboliek in jou lewe te gebruik. Drama, Psalm 23 is 'n drama, want jy loop waaragtig nie op 4 pote nie. Al is jy 'n skaapie van die Heer. Dis simboliek. Dis simboliek. Ons is skape, groen weivelde, waters waar is, dal van doodskaduwee, beker loop oor. Hallo? Laat toe God toe om kreatief met jou te praat. Kan ons dit toelaat? Dankie, maar Vader, dat ons onsself net vir U kan gee. Vader, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, wat stil geword het in hulle harte, in plaas van om U lof te besing in alle omstandighede. Vergewe ons, waar die dankbaarheid nie 'n lewenstyl was eerstens in wat ons praat en sê nie. Vergewe ons elkeen wat te veel op die feite gereageer het in plaas van die waarheid. Ons loof U daarvoor, ons dank U daarvoor, Here, dat U net kom en in ons elkeen van ons lewens 'n werk doen. Heilige Gees, ek bid dat U vir elkeen sal wys, daar waar 'n klippie in die hart is, dat ons daarmee sal deel, want ons harte moet nie net skoon wees nie, maar U wil skryf op ons harte. Heilige Gees, kom en wees welkom om te skryf. Ons weier dat ander geeste op ons hart sal skryf. In die naam van Jesus. Gee ons strategie, Heilige Gees, hoe om daai kliphart, om U toe te laat, om daai hart van klip uit te haal. En dat ons 'n hart van vlees het. Dat as mense ons hart lees, sal hulle die woord lees. Hulle sal U woord lees, U woorde lees, wanneer hulle ons hart lees. Ons gee onsself op so 'n manier vir U. Vergewe ons dat ons mense met klippe gegooi het, hier in ons hart, sommer so stilletjies, hier in ons woorde, hier in ons gedagtes, Here. Ons kies om dit nie meer te doen nie. Ons sal nie in daai arrogansie meer staan nie, in Jesus naam. Maar wys vir ons die klip van geleentheid, die klip wat 'n wonderwerk gaan doen. In U naam en in U naam alleen. Want alleenlik in U naam is daar oorwinning. Alleenlik in U naam het ons oorwinning. Alleenlik in U naam kan ons inhardloop en ons kan skuiling vind. In U naam is ons gered. In U naam en voor U naam sal elke knie buig en tong bely. Maar ons doen dit vandag, Here. Ons wil dit nie in skaamte doen nie. Ons wil dit vandag doen omdat dit 'n voorreg is. Ons loof U daarvoor, Vader. Ons dank U daarvoor vir dit wat U doen in ons lewens. Raak elke hart aan nou, ook soos wat ons U, wanneer ons U aanbid. In Jesus naam. In Jesus.